Alright. Ek gaan net so lank begin. Die eerste deeltjie is teorie. Ek gaan nie, hier's net 'n baie kort etiek teorie vraagie, jy kan daar deurgaan. Ek gaan die memorandum van hierdie ook vir jou oplaai, op die groep. So jy kan na die tyd gaan kyk na daai en ek gaan ook vir jou foto's, screenshots van my skerm ook, van my bord vir julle stuur. En dan, ja, so ek gaan na die tyd sal ek vir julle screenshots van my bord stuur as jy verkies om daar te merk. Sodat ek gou-gou, ek dink die mense het gewag tot 15:15. Dit was net almal inlaat. Maar as jy verkies om my bord van my bord af te merk, is dit fyn, maar ek gaan vir jou die memorandum self ook stuur, dan kan jy sien waar is die punte toedeling gewees. Right, okay, ek gaan nou hierso begin. O, gits gaan hy nou baie klein. Right, ek wil net die antwoordjie van hierdie goetertjies daar. Ek sal wel net die kort teorie doen. Daar is bietjie ander tipe teorie in die ander toetsie wat ek nou vir julle op die groepe ook gelaai het. So jy kan daarna gaan kyk. Daar's nie noodwendig nie, hierdie toets se komposisie was bietjie anders gewees en die teorie is baie min gewees in hierdie toets. Maar die teorie in die afgelope paar jare se toets was 'n klein bietjie meer as net 5 punte. Okay. So jy kan definitief gaan kyk na interne beheer en interne kontrole vragies wat dan direk met die werk wat ons gedoen het te doen het. Goed. Okay. So hier begin ons nou. Ek sê weer, ek is sorry, hierdie is vraag 5. So nou merk ek sommer en doen sommer vraag 5 saam met jou. As jy by vraag 5 in jou boek kom, dan gaan jy sien dis dieselfde as jy nie al klaar het nie. Maar wat, hier is hy nou. Goed, so die eerste enetjie sê vir jou, dit is skuld van die besigheid is laste. Laste is skuld, so die eerste enetjie is B. Dan bates is wat 'n lang lewensduur het. En dit is dan 'n vaste bates, daarso nommer D. Dan het ons daar objektiwiteit, vertroue en integriteit is goeie voorbeelde hiervan en dit is etiek, dis E. Dan geld wat die eienaar bydra om die besigheid mee te begin, dis kapitaal, dis A. En dan die laaste enetjie waar ons inligting vandaan kry om transaksies op te kan teken, dit is 'n brondokument, dis C. Hierdie was stryd voor, daai was vir die punte. Okay. Goed, dan doen ons die kontantontvangs en die kontantbetalingsjoernaal wat wel anders is van die een wat ek vir julle afgerol het. Ek het 'n addisionele transaksietjie hierso op die 19de ingesit, net om seker te maak dat ons darm 'n korting kan doen wat te doen het met die krediteure ook, want daar was nie 'n korting in die transaksies wat met die krediteure self te doen het ook nie. Sorry, ek vind dit gaan my charge sit, ek sien is nie aan nie. Okay, shop daar gaan hy. Right, ons het dan laat ons gou eers die transaksies. So ek begin altyd eers die transaksies te klassifiseer, dan doen ek net die KOJ's en dan doen ek al net die KBJ's. So, kom ons gaan gou deur. Ek gaan weer KBJ gaan ek rooi maak en KOJ gaan ek blou maak. En dit kom net so 'n bietjie donkerder maak. Okay. Goed, so die eerste transaksie is die eienaar wat kapitaal in die besigheid inbring of inbetaal en dit gaan 'n KOJ wees want ons gaan geld ontvang in die bank. En ons sien ook daar was 'n kwitansie. So al het hy dit gedeponeer. Hierdie woord deponeer beteken eintlik dat dit in die bankrekening inbetaal. Maar omdat hulle kwitansie uitgereik het, gebruik maar die kwitansienommers. Okay? Die volgende transaksie is 'n kontant verkope, so dit gaan ook KOJ wees. Hierso sê hulle ons ontvang 'n lening. Nou onthou, daai heel eerste keer, ons het 'n aansoek gedoen vir 'n lening, toe besluit hulle gaan dit vir ons gee. Nou het ons daardie lening is goedgekeur, dan ontvang ons die bedrag van daai lening. En daai initial lening bedrag is dan 'n KOJ transaksie. So daar's twee transaksies hierso.
Goed, en dan net gee hulle vir ons inligting hierso van, dit gaan vir 'n tydperk van 24 maande terugbetaal word, die rentekoers is 12% per jaar, die eerste paaiement gaan op 31 Januarie, en ons doen nou Januarie se boeke, so op die 31ste Januarie gaan ons weer na hierdie inligting hierso moet kom kyk. So hulle gaan dalk net sê ons betaal ons lening of ons moet die rente aandui. So ons moet onthou, hier gaan die inligting vir ons hier wees. So niks van hierdie inligting verder, nê, gaan nou op hierdie transaksie van toepassing wees nie. Maar ons gaan hierdie inligting gebruik wanneer ons kom by die 31ste of wanneer hulle sê ons moet die rente toeken. OK. Dan het ons hierso betaal, daar's 'n keyword vir my betaal en hierdie gaan nou wees, hierdie sê check, maar dis eintlik EFO. Daai tyd het ons nog gewerk met checks. Nou skryf ek aan bela. Sorry. So maak dit sommer net EFO en daai is dan KBJ. Dis die enigste transaksie op daai dag. Dan sê hulle hierso ryke kwitansie uit, so ons skryf hom uit en ons het geld ontvang die 7de is KOJ. Hierso het ons gehad vir aankope van voorraad. So ons gaan hierso aankoop. Ons sien die woord EFO. Ons het dit net so gaan verander vir julle ook. KBJ, dis hy. Dan het ons hierso gehad plaas R3000 deur middel van 'n EFO oor vir in 'n 6 maande vaste deposito. Okay, so onthou toe ek gesê het, die heel eerste keer toe jy 'n lening aangegaan het en hulle betaal die geld vir jou, ontvang jy daai geld. Nou by hierso is die heel eerste keer wat ons nou hierdie vaste deposito begin, nê, gaan ons daai belegging gaan 'n betaling wees, so dit gaan 'n KBJ wees. So na dit gaan ons rente ontvang op dit, maar daai heel eerste deel gaan ons dit oorbetaal. Goed, en dan sê hulle vir ons hierso, ontvang 1600 van 'n debiteer en hulle sê dis vir vereffening van sy skuld R1800 en ons reik vir 'n kwitansie uit. So dis KOJ. En wat gaan sy korting dan wees? R200, want hy gee vir ons 1600 vir vereffening van sy rekening van 1800. Met ander woorde, ons het daai R200 afslag vir hom gegee. Dan hierdie baba rekeningkie wat ek hierso ingedruk het daar. Sorry. Hierso sê hulle, betaal beste winkels vir gedeeltelike betaling van ons rekening by hulle, 'n bedrag van R500 onderhewig aan 10% korting. Okay? So ons betaal 'n bedrag van R500. Dis die bedrag wat ons betaal. En dan kry ons 'n korting as gevolg van dit. So dit gaan in ons KBJ wees want ons betaal. Okay? En ons gaan dan nou hier gaan en sê R500. Hierso gaan ek sê R500 maal 10%, dit gaan wees R50 korting dan. Okay? So hier is KBJ. Dan hier het ons nou inligting van die bankstaat. So ons brondokument gaan bankstaat wees by almal van hierdie. Maar ons moet mooi gaan kyk. Diensgeld, kontant deposito fooie, kaartkommissie, staatsheffing, al daai saam, daai en daai saam, gaan ek op die ou einde saam plus vir bankkostes. Nee, ja, bankkoste. Daai. So op die ou einde gaan ons hierdie bedragies, daai ene, daai ene, daai ene en daai ene. Die rede hoekom ek nie rente op lopende rekening gaan bytel nie, want daai is 'n KOJ rekening. Daai gaan wees KBJ. Hierdie transaksies is alles KBJ, maar ons tel dit saam. Al die verskillende fooitjies van die bank word saamgetel as bankkoste. As hierdie gesê het rente op oortrokke bank,
dan was dit ook 'n KBJ, maar jy sal dit nog steeds nie by bankkostes getel het nie, want rente moet apart van bankkostes geklassifiseer word omrede dit 'n ander aard van 'n transaksie is. Onthou, ek het gesê jy kan nie rente by bankkoste tel nie. Ek het so 'n bietjie aan dit geraak toe ons die teorie gedoen het. Met daai wesenlikheidsbeginsel en goeders het ons gepraat oor die verskillende tipe uitgawes en transaksies en hoe dit saamgegroepeer is. Daai 'n besigheid sal nie rente verdien of rente betaal as hulle nie sê nou maar in die skuld is nie of wat ook al. Dan sou jy nie die rente gehad het nie. Goed, waar die bankkostes is deel van die transaksies van die besigheid ongeag. Okay? So hierdie tel ons saam vir bankkostes en daai is 'n KOJ transaksie. Ook dan nou vir die geld wat ons ontvang. Goed, dan het ons hierso betaal die eerste paaiement van die lening. En toe het hulle nou nog vir jou gehint daarom en vir jou gesê dit is vir 1 maand se rente wat ons moet betaal. Ek wil net hierdie verander na EFO toe. Goed, en dit is ook die eerste paaiement. Okay, so nou die paaiement het hulle gesê is 24 maande. Hulle het gesê dis 24 maande. Ek hierdie ek gaan net gou hier daarby gaan sit vir ons. Daai info. Goed, hulle het vir ons gesê dis 24 maande wat dit voor terugbetaal word. So as ons die paaiement moet uitwerk, dan gaan ons sê 12,000 gedeel deur 24 maande daar. Okay? En dan die rente wat hulle sê ons betaal is 12% per jaar. Maar ons gaan net vir 1 maand. Onthou, hoe werk mens nou weer jou rente uit? Jy werk die rente uit, die bedrag van die lening. Maal die persentasie op 100, maal die hoeveelheid maande op 12 en in hierdie geval is dit 1. Nou het ek nie my calculator hier nie. Ek het die kalkuleer. Alright, hierdie werk uit op 120 en daai is R500. Alright, goed, so nou gaan ons by die joernaal begin, maar ek gaan eers al die KOJ's doen en dan gaan ek al die KBJ's doen. Goed, ek gaan hier die eerste paar net gou wees soms so screenshot, dat ek net gou dit by die joernaal gaan sit. Maak om jy dit op en af te skuif nie. Okay. Dis dan hoe jou kontant ontvangstjoernaal dan nou lyk wat hulle vir jou gegee het. En jy kan sien hierso, is dit nie die debiteure onder die dakkie nie. Okay? So gewoonlik, daar's 2 maniere mos. Of hy's hier onder die dakkie en dan staan die debiteure kontrole en dan staan die ontvangstes of ontvang en dan staan 'n korting toegestaan. En in daai geval is dit net die bedrag wat jy betaal het en net die korting. Maar wanneer hy so apart staan, is die totale bedrag wat van die debiteure afgetrek moet word, met ander woorde die bedrag wat ons ontvang het en die korting wat ons gee, moet saamgetel hier in debiteure kontrole wees. Okay? In 'n manier is hierdie ene makliker. So, maar op die eerste transaksie het ons dan nou hierso meneer D Diamond. Okay. En dit is dan kwitansie 309 het hulle gesê en hulle het dit gedeponeer, so dis direk daar in die bank ingedeponeer, so skiepontleding van ontvangstes. Daar is nie 'n kapitaalkolom nie, so hy gaan in die diverse rekeninge. Hy het nie eers hierso vir ons 'n folio gegee nie. Okay, dit is dan die eerste enetjie. Daai stryd voor, dis soos graad 8. Goed, dan het ons hierso kontant verkope. Nou moet ons hierso sê verkope. Kyk, op die tweede.
Dit gaan wees kasregisterrol. Okay? En dit was R60,000 en R60,000 in verkope. Maar ons moet weet dat as ons koste van verkoop het, dan moet ons altyd koste van verkoop gaan uitwerk. Hulle het gesê hierso. Winsopslag is 20%. Goed. So met ander woorde, sorry. Okay. Hierso as ek moet gaan uitwerk, so my sommetjie so lyk. En waar ek nou hierdie sommetjies doen, nê, dis presies as ek 'n toets doen het waar ek sommer my sommetjies doen, sommer net hier langs aan. Daar. Veral met sulke tipe somme, maar wanneer hulle gaan kom later, wanneer hulle sommetjies en hakies of wat ook al doen, dan doen dit sommer iewers om die partykeer is op baie spasie om die joernale op daai bladsy, dan kan jy dit sommer daarso vinnig doen. So as jy dan nou hierdie gaan uitwerk, dan werk dit op 50,000 uit. En dit is wat ek in koste van verkoop gaan skryf. Right. Goed, en dan het ons gesê ontvang 'n lening van Tyson Bank en hierso het ek dan nou met ander woorde Tyson Bank. Jy sal sien op die memorandum wat ek gaan laai wat geprint is, het hulle 'n typing error gemaak. Ja, hulle het gesê hier Ruby Bank, maar dit is nie Ruby Bank nie. Dis Tyson Bank en dit was vir 12,000. En dis ook dan die nee, as 'n bankstaat is, dan gaan hy nie, ek kan nou nie onthou wat ek het in die video gedoen nie. Juffrou, Yes. moet ons nie die 6,000 ook in bank skryf nie? Ja, ek het oorspronklik gedink want op die memorandum wat hulle gedoen het, is hulle het hier gesê bankstaat. So Tyson Bank het ons het daai geld ontvang, maar hulle het dit gevat asof ons die geld geontvang het, maar ek dink hulle het dit vir ons getransfer. So dis hoekom hulle die brondokument bankstaat gemaak het. En dis hoekom ek maar in die memorandum wat hulle geprint het en ek glo nou in die video wat ek gisterand gedoen het ek ook hierso die 12,000 hier ingeskryf asof hulle dit ontvang het omdat hulle nie hier gespesifiseer het. Hulle het eintlik vir ons bietjie min inligting gegee deur nie vir ons te sê of hulle dit vir ons uitbetaal het en of hulle dit oorgeplaas het nie, verstaan? So ek dink dis hoekom 'n onsekerheid is. So ek het nog nie nou 60,000 oorgesit in bank nie omrede hulle op die memorandum die 12,000 in ontleding van ontvangste gehad het en dan hierso het hulle 72,000 gehad. So ek gaan dit nou so skryf en dan gaan ek hierso die 60,000 nou maar gaan inskryf. Maar hierdie stem nou nie heeltemal ooreen met my videoetjie wat ek gisterand gemaak het nie. So, maar dit is die alternatief. As hulle dit nou sou vir ons uitbetaal het en ons het dit ontvang, dan sou jy dit hierso by ontleding van ontvangste geskryf het en 72,000 daar. Okay. Maar omdat ons dit nou daar geskiep het, gaan ek daai 60,000 nou in bank gaan skryf ook. Reg. Goed. Hierdie was gewees vir die lening gewees. En onthou, ek het vir julle gesê met vaste deposito en lening gaan skryf ons altyd. Ons skryf nou hier lening, maar ons moet gaan skryf Tyson Bank. So dubbelpunt Tyson Bank. Want ons het baie keer meer as een lening of meer as een belegging. So met vaste deposito en lening gaan skryf ons die instansie waar ons die geld geleen het of belê het, skryf ons na die dubbelpunt. Goed, dan het ons op die 7de reik 'n kwitansie uit, nommer 310. En dit sê aan
'n huurder vir R1,400, of is Lillian, R1,400 en dit was vir huur. So dis die laaste transaksie op die dag, so ek gaan hom onderstreep hier en ek gaan hom dan in die bank gaan skryf. Juffrou, Yes. sal dit ook reg wees as jy daarso sê soos huurinkomste in plaas van Lillian of Lillan? Nee, jy sal hier inkomste hierdie kant skryf waar ek hom nou skryf, daarso by diverse. O ja. So hier skryf jy hier inkomste, want dis die T-rekening se naam. Maar hier skryf jy wie jy betaal het, wie jou betaal het. Okay, juffrou, en as hulle nie 'n naam gee nie? As hulle nie 'n naam gee nie, hulle behoort 'n naam te gee. Die enigste tyd van hulle nie 'n naam gee nie, is wanneer dit soos lone is wat jy trek en soos met verkope, want is die hele dag se verkope alles saamgetel. So jy, dis hoekom hulle sê net kontant verkope vir die dag en vir daardie rede skryf ons hier verkope. Okay? So hulle behoort vir jou 'n naam te gee. As hulle nou regtig hier nie 'n naam gegee het nie, sou ek hierso geskryf het huurder. Dit is wat Okay, ek maar is sou reg. gedoen het, maar ek twyfel dat hulle nie vir jou naam sal gee nie. Okay, dankie Maar juffrou. ja, so dis hoekom ons hierso verkope skryf. En by lone skryf ons kontant, want daar gee hulle ook nie vir ons die naam van al die mense wat vir ons wat ons lone voorbetaal nie. Okay. Goed, en dan het ons hierso op die 18de het ons Ali en hulle sê ter volle vereffening van sy skuld van R1,800, maar hy het ons net R1,600 betaal. So ons kan nie die bank sê ons het R1,800 ontvang nie. Ons het R1,600 ontvang en dit is ook die enigste transaksie op die dag, so dit gaan R1,600 daarso wees, 311. Nou moet ek mooi gaan kyk. Ek gaan nie hier R1,600 gaan skryf nie. Ek moet nou in totaal hierso is hoeveel? R1,800 wat vereffen is in julle dom. Okay? En R200 van dit is korting gewees. So jy gaan nie die R1,600 daar gaan skryf nie. Jy gaan die totaal skryf. As dit onder die dakkie was, waar dit debiteerde kontrole was en nie toestaan ontvang, het jy hier R1,600 geskryf en R200. En hy sou dan apart oorgeboek word, bank en onder dit korting toegestaan. Waar nou gaan hierdie bedrag hier oorgeboek word na jou debiteerde kontrole rekening as bank en korting toe. Want bank en korting R1,800. Maar jy sal twee rekeninge gaan debiet, bank en jy sal korting toegestaan gaan debiet. Okay. Goed. Dan die laaste transaksie van die KOJ is daai rente op lopende rekening en dit is op die 30ste en dit gaan wees Ruby Bank. En dit gaan wees bankstaat want ons het die inligting op die bankstaat gesien en dit is net R90. En dit is dan R90 rente op lopende rekening. Okay. Dit is dan al die transaksies gewees van die KOJ. As ons dan nou hier optel, onthou moet nie die ontleding onthou om nie die ontleding van ontvangste te gaan optel nie. Jy gaan net die ander op gaan tel. En hier sal ek vir jou, jy sal sien dis 'n balletjie punt. So ek sal volgens jou bedragies wat jy opgetel het, sal ek merk. Maar solank jy nie ontleding van ontvangste opgetel het nie. Net ek het hierdie totaal kry. Hier is 163,490 en hier is 225,090. Okay. Dit is dan die K. O ja. En ek gaan die ander transaksies hierso gaan uithaal.
Alright. Goed, weer eens daar op die tweede is daar nog nie 'n transaksie vir ons gewees by die KBJ nie, maar ek het dit nou net hierso bygesit dat ek die inligting het. Okay, so my eerste transaksie is op die 4de. Dit is hierdie enetjie hierso. Dis aan Telkom betaal en dit is ook wat ons dan nou skryf van die naam van begunstigde. Partykeer staan er net besonderhede as hulle dit verkeerd vertaal het. Telkom en dan het ons hierso sê hulle vir ons en hulle hou daarvan om dit te doen. Hulle hou daarvan om dit te split want hulle wil hê jy moet die beginsel begin besef dat al is iets vir 'n eienaar betaal en dit was nie noodwendig kontant wat ons vir die eienaar gegee het nie, dan moes dit nog steeds gesien word as onttrekkings want ons moet mos die eienaar, dis die besigheidsentiteit reël, nê? So hierso het ons R750 betaal. Maar dit was vir R500 vir die besigheid se telefoonrekening en die res, die saldo, die verskil van dit is dan vir die eienaar gewees. So hierso was dit gewees R750 in bank en R500 vir telefoon. En met ander die verskil is R250 en dit gaan wees onttrekkings. En dit is EFO 100. Goed, dan het ons hierso trek is uitgereik. EFO check is uitgereik, maar EFO is betaal aan Blue groothandelaars vir die aankoop van voorraad R10,000 minus 5% handelskorting. Onthou, handelskorting doen ons behind the scenes. Jy gaan dit nie wys in jou boeke nie, maar jy gaan dit voor die tyd gaan uitwerk. So jy kan een van twee goed doen. Jy kan of R10,000 gaan vat en jy kan net 95% gaan uitwerk van dit en dan kry jy dis R9,500. Of jy kon gegaan het en gesê het R10,000 maal 5% is R500. 10,000 minus 500 gee vir jou 9,500. Dit is dieselfde. Ek kan nie weet hoe jy dit uitgewerk het nie. Ek doen sommer nie die minus som in die persentasies. En right, so dit is dan wat is dit, Blue groothandelaars. Okay, en dit is op die 8ste. Dit gaan wees EFO 101 en dit is dan 9,500 en niemand weet van daai R500 handelskorting nie. Jy los dit net uit en dit gaan dan in handelsvoorraad gaan. Jy moet nooit die mekaar op met handelskorting en hierdie korting ontvang nie, want jy is geneig om te wil skryf dit daarin. Okay? Dan is ons op die 11de. Vrou, moes ons nie soos 'n lyntjie soos onder die onttrekking ding begin het nie, van nou Lekker. Jy is saam. heeltemal reg. Sorry, ek het dit nie gesien nie. Ekskuus. Omdat hy toe nou die diverse toe gegaan het, net sien ek dit nie raak nie. Ek het gisterond onthou, maar ek's lekker moeg. Okay. Maar ek's bly jy het hom raak gesien. Alright. Nog gaat hy. Dankie. Chappies. Goed, dan het ons die 11de. Die 11de plaas R3,000 deur middel van 'n EFO oor vir 6 maande vaste deposito by Ruby Bank. Dis die volgende EFO nommer. Nee. Smoeg, sien julle. Alright. En so is dit R3,000. En dit gaan in diverse rekeninge gaan. So dis R3,000 en onthou vaste deposito. Dan gaan jy sê dubbelpunt Ruby Bank. So dit gaan nie so squishy klein spasie wees nie. Okay, kom ons gaan doen daai 19de. Dit gaan moontlik hê dan dat ons hieronder moet aanskryf. Ek weet nie of daar ekstra lyntjies was nie. Ek kan nie onthou gisterond. Goed, maar hierso het ons die 19de. Betaal beste winkels vir gedeeltelike betaling van ons rekening by hulle bedrag vir 'n bedrag van
R500 onderhewig aan 10% korting. Goed, so ons gaan nou hierso beste winkels. En dit gaan wees 103. En ons het R500 betaal, dis die bedrag wat ons betaal het. Maar ons het uitgewerk daar dat die korting gaan wees R50, so in totaal word R550 dan betaal. Julle kan net gaan kyk na die verskillende maniere hoe hulle die kortings kan bewoord. En is dat die feit, dit is nogals 'n triekie ding om eers te vang. Met ander woorde, is die korting klaar afgetrek, moet die korting nog aftrek. Dit is die triekieste deel van kortings, is om seker te maak. Die lekkerste een is as hulle sê, hy vereffen die rekening met hierdie bedrag, en dan is sy saldo meer gewees. Dit is die maklikste een vir my. Maar in elk geval, die duidelikste. Dan het ons daai bankkostes, wat ons al daai waardetjies moes saam gaan tel, het hierdie 180, 50, 90. En dan het jy daar so 'n totaal van, ek dink 200 en... Okay, right, R270. Dit is 'n ekstra transaksie. Jesus, ek in my kop was nou geprepval. Want ek kon nie verstaan hoekom is hier 'n ekstra transaksie nie, maar ek het vergeet ek het die ekstra transaksie ingesit. Sorry julle. Okay, so hierdie is nou vir Ruby Bank. Goed, en dit is op die bankstaat gewees. Jou bankkoste gaan altyd 'n bankstaat wees. En dis op die 30ste. So as hierdie 8ste gedoen, ons het die 11de gedoen, ons het nou daai 19de ekstra gedoen. Daai en ons het die 4de gedoen. Goed. En dit gaan na diverse rekeninge toe, na bankkoste. Ja. En dan los het ons met hierdie laaste enetjie. En ons het daarom 'n ekstra plekkie gehad. Dit los ons hier by die 31ste. Okay. Het ons dan twee goed gedoen. Hulle sê betaal die eerste paaiement van die lening. As ook rente betaalbaar vir 1 maand. En ons het dit reeds bereken, so die paaiement gaan ook wees aan, is dit Tyson Bank gewees, nee? Tyson Bank. En dit gaan wees, hierso het hulle nou gesê, 103, maar dit sal, dit sê 103, so maar onthou, in die verlede het hulle eintlik gewerk met checks, en 'n check was nie 'n EFO nie. Vir ons werk nou amper net met elektroniese fondsoordra. En dis hoekom hierdie oorplasing het hulle gesê per EFO het hulle nie as 'n check getel nie. Dis hoekom hierdie nommers nou nie match nie. So ek gaan nou net daai nommertjie aanpas na 104 toe. Goed, en dit was gewees, ons het 'n totaal betaal van, ag nee, R500 en dan R120. So dit gaan so lyk, ons het R620 betaal, waarvan R500 vir die lening was, Tyson Bank, en R120 was vir rente op lening. So die rente op lening sê nie Tyson Bank nie. Rente op lenings, al die verskillende lenings se rente gaan na rente op lening toe gaan once. Okay? Maar enige betaling wat direk aan Tyson Bank se lening gaan direk Tyson Bank se lening toe. Ek van nou net so 'n double check of ek alles het. Alright. Goed, julle, ek weet nie, het julle opgetel hierso, want ek het nou addisionele bedragies hierso in. Het iemand hierdie so wat hulle vir my die totale kan gee? Juffrou, wanneer ons nou gaan skryf, nee, moet ons al die joernale ken en dit kan doen. Julle moet die kontantjoernale kan doen.
Hierdie wat julle nou gedoen het, dit moet julle kan doen. Jy moet die KOJ, die KBJ kan doen. Jy moet ontleding van transaksies kan doen in die EBL en jy moet interne kontrole teorie kan doen en jou ARP beginsels kan onderskei. Juffrou, en as ons oorboek met die groot boek, moet ons O, jy dan moet kan oorboek met die groot boek ook. Wat wil jy geweet het van dit? is dit al die joernale, soos die DA'e, die D'e. Nee, ek dink nie wat soos jy onthou, ek sê hulle doen nie, hulle het wel kortings in, nê, soos wat daar byvoorbeeld in hierdie ene is, nê, hierdie kortings, maar hulle het nie baie krediteure en debiteure goed in nie. Ek sou net vir jou gaan double check, maar ek dink nie daar is van debiteure en krediteure enigiets meer behalwe hierdie kortings in nie. Okay, juffrou. Okay. Maar ja, maar ons het dit daarom nou bietjie gedoen. Ek weet julle sal dit weer wil recap, maar dit is meestal kontant transaksies. Kontant joernale en goeders. Also ek sal gaan double check as julle moet amper sê debiteure en krediteure beide, dan sal ek vir julle sê julle moet ten minste hierdie oefening wat ons gedoen het ook kan doen. So ek gaan nie meer as dit sê nie, maar dat ek net seker maak julle doen al die werk wat julle moet doen. Maar juffrou Labeskaf het van die vooraf gekol. Sy was baie verras geweest dat daar kortings in is. Want die afgelope paar jaar het hulle glad nie eers die krediteure kortings ingesit nie. En die debiteure kortings nie. Maar dis daarom nie te bad nie. Ek dink julle gaan dit okay doen. Weet julle die totale Juffrou? dalk? Yes. Juffrou, hoe weet ons soos by nommer 30 as ons al daai transaksies bymekaar moet plus en dit net onder bankkoste moet sit? Jy moet dit is iets wat jy hierdie jaar nou byleer. Jy moet weet altyd as hulle dit so gee en hulle gaan dit tot 'n matriek so gee. Hulle like dit. Hulle sit al hierdie transaksies. Hulle sê die volgende is op die bankstaat, nê? En hulle like, daar's altyd een van hulle wat rente is. Of rente op oortrokke bank of rente op lopende rekening. En dan moet jy weet alles anders behalwe die rente moet jy saam met mekaar tel vir bankkoste. En dan gaan jy die rente apart indicate. So ja, dis iets wat jy moet weet. En al is dit maak nie saak wat hierdie is nie. Diensgeld, beteken sê dienskoste, dienste gelewer. Verstaan, dan sê hulle dienste gelewer, nê? Dan wil die kinders dit in lopende inkomste gaan sit. Maar dis bankdienste gelewer. Weet jy wat ek sê? Ons het nie die dienste gelewer dat ons inkomste kry nie. Weet jy wat ek sê? So as jy hier sien dienste gelewer, wat ook al, die bank toon dit, nee, dan tel jy al daai goed behalwe die rente saam en dis wat jy doen. Kan. Alright. Het iemand al die totale van daai laaste ander twee kolommetjies vir my? Bank is Van die bank. Bank is 1440. 640. 1640. 14640 en die werksrekening is 4640. 4640 en bank was, het jy gesê 14? 640. Alright. Alright, nou, wil hulle gehad het, moes ons die teerekening gedoen het. Ag, het hierdie nou gepunt. Klein groep. Okay, hier het hulle vir ons klaar die saldos ingegee. So die saldos gaan nou nie vir ons 'n freebie wees nie. Alright. Goed, ons gaan nou daai joernale gaan oorboek. So ons gaan handelsvoorraad hier oorboek. Ons gaan hierdie enetjie gaan oorboek. En ons gaan ook koste van verkope moet gaan oorboek.
Okay. En dis 50.000. Ons weet koste van verkope werk saam met handelsvoorraad. Okay. Dan het ons R9.500. So wat gebeur mos nou weer? Ek dink Bernard moet dalk net weer 'n keer vir ons op die groep daai net weer terugverwys of sê dit net weer. Ek het in sy boek voorgeskryf net weer al die oorboeking reëls. Maar julle gaan nie almal nodig hê nie, maar mens weet nie wat se rekening 'n mens kry nie. Maar dit is kredietbank, debiet alles anders. So ons gaan handelsvoorraad gaan debiet met daai bedrag want ons het bank gaan krediet. So ons gaan handelsvoorraad met 9.500 gaan debiet. En dit gaan hierso wees KBJ en hier gaan ons sê bank. En is die 31ste van ons 'n kolom totaal. Daai se dakkie is 'n skewe dakkie nou. Maar toe maar. Wat sin maak, nou het ons daai goed aangekoop, toe ons dit in die KBJ geskryf het, het ons handelsvoorraad aangekoop, so dit beteken, dit sal afgelewer word en dit sal in ons winkel gaan. Okay? Maar ons het eintlik bank gekrediet, handelsvoorraad gedebiet, okay? Maar nou, daai kolom totaal, daai 50.000 van koste van verkope, moet ook handelsvoorraad toe gaan, en as ek dink, altyd koste van verkope van handelsvoorraad af, so dan sê ek, okay, right, dit gaan nou uit my winkel uit, so dit gaan handelsvoorraad gekrediet word, en die is KOJ, koste van verkope, en dis ook 'n kolom totaal, so dis 31 Januarie, en dan het ek hier koste van verkope gaan, debiet, KOJ, en hier sê ek handelsvoorraad. Ja, ek het nou 3 R. Right, dis al wat gebeur met koste van verkope in hierdie geval, was 110.000. Ja, nee, is dit? Ja. En dan gaan ek hierdie saldeer. Kyk, kom ons hierdie kyk gou somme saldering. Want jy moenie nou nog punte verloor vir saldering nie. Jy los 'n lyntjie oop, dan maak jy treinspoortjie, grootste bedrag aan elke treinspoortjie. In hierdie geval gaan dit wees, hoeveel is daai totaal? My kop is te plat. 65.500. En hy gaan in al twee treintjies, want ek daai gekry, ek het daai saamgetel, en dis groter as daai kant, so 65.500 gaan in al twee treinspoortjies. Daai tel op tot dit, hierdie tel nie op nie, so dit gee vir my hier R15.500. Hoe kry ek 15.500? Ek vat 65.500, trek af 50.000. Onthou, as ek by hierdie kant 15.500 ewen net moet tel om gelyk te wees en wat daai kant is, dan beteken dit hierdie kant was met R15.500 meer. Dis my oorgebring saldo, afgebring, 15.500, afgebring, saldo, en dis op die 1ste van die volgende maand Februarie. Alright. Is daar enige vragies tot sover? Waar is my ontleding? Okay, nou pas hy mooi in. Ja, hierdie was nogals 'n lekker enetjie. Ek het dit gisterand op die video ook verduidelik. Hierdie winsopslag van 33.3%. Okay, ek weet nie of julle dit aan wiskunde gedoen het met 33.3% nie. Maar as ons daar gaan kom by die verkope, dan gaan ek nou mooi vir julle verduidelik. Hierso sê hulle goedere wat vir R3.000 gekos het, is verkoop vir kontant aan ek wonder nou of ek het reg omgedoen gisterand. Want nou sê hulle wat soveel rand gekos het.
Ek gaan dalk daai video moet gaan fix. Ek weet nie, ek dink ek was te moeg gisterond. Ek gaan eers moet gaan kyk. Maar ek gaan nou gou vinnig vir jou verduidelik van die 33,3%. Hulle sê hierso vir jou, en net nou die dag in die klas het hulle ook ene gehad wat hulle die kosprys gegee het. So hulle sê goedere wat daai gekos het, so hierdie was die kosprysbedrag. Okay? En jy moet dan met ander woorde die verkoopsprys gaan bereken. Okay? Nou hoe die 33,3% werk. As ek 33 plus 33 plus 33 by mekaar tel, dan kry ek 99. Okay? As ek 'n derde plus 'n derde plus 'n derde by mekaar tel, het ek 3/3 wat R1 is en in totaal gee dit vir my R100. So 33,3 gaan presies 3 keer in R100 in. Okay? So as jy moes gehad het, as jy sê nou maar die verkoopsprys gekry het en met die kosprys bereken, dan sê jy gesê dis 100 op 100 plus jou winspersentasie, van dan 100 op 133,1 sou wees. En as jy dan vereenvoudig het jy gesê 33,3 gaan in 100 in 3 keer, 33,3 gaan in 133,1 4 keer in, want hy sou 3 keer vir die 100 gaan en nog 1 keer. Maar in hierdie geval het hulle vir ons die kospryse gegee, so ek moet die 133,1 bo sit op 100, nie 1000 nie. Goed, en as ek dan vereenvoudig, dan is dit, hy gaan 3 keer in 100 in en hy gaan 4 keer daarin. So dis 4 op 3 gemaal met jou 3000 en dit gee vir jou R4,000 verkoopsprys. Okay. Goed, so ons gaan nou hierso gaan. Daai net 3.1. Okay. Ek wil net daai video gaan kyk en kyk of ek daai gaan vet. In elk geval. Right, hierso het ons dan nou brondokument gaan wees kasregisterrol, want ons het goed verkoop. En ons het hierso geld ontvang toe ons goed verkoop het, so dit bank word gedebiet. Onthou, hier gaan ons vinnig vir onsself teken bank, ons sê ontvangkant, betaalkant. As ons weet wat gebeur met bank, beteken dit die opposite gebeur met die ander. So ons gaan bank debiet en ons gaan verkope gaan krediet. Goed, ek wil net gou vinnig verduidelik. Die vraag het hierso vir ons eintlik gesê dat bank is 'n ongunstige saldo en op hierdie punt van die video of die meeting het ons dit misgelees. Nou my oorspronklike plan was om na die tyd hierdie gedeelte uit te gaan haal, maar ek het nou teen dit besluit omrede eintlik dit nie 'n slegte ding was dat ons albei konsepte eintlik nou kon hersien nie. Want bank gaan nie altyd 'n ongunstige saldo hê nie. Nou wat gebeur as bank 'n ongunstige saldo het, is hy word 'n las. So bank kan of 'n bate wees of hy kan 'n las wees. So in hierdie eerste gedeelte het ons bank hanteer as 'n bate en ons het die EBL so ook gedoen. Ons het bank hanteer as 'n bate, soos wat julle nog altyd gewoond is. Na die tyd, na 'n leerder gevra het ons agtergekom dat ek het misgelees dat banke ongunstige saldo vir die hele EBL het. En dit is 'n totale nuwe konsep vir julle, maar ek het albei ingelaat dat julle die nuwe konsep aan die einde van die video, soos wat ek dit reggestel het, kan sien dat as banke las is, dan dink jy anders oor hom en hy gaan nie jou bates affekteer nie, hy gaan elke keer jou laste affekteer. En dan het ek ook ingelaat hoe ons dit sou gedoen het, indien hulle nooit gesê het dat banke ongunstige saldo het nie. So as gevolg van dit het ek albei ingelaat, sodat julle sommer hersiening kon doen van albei konsepte, soos hy daarso is, hoe die transaksie sou gelyk het. En my verkoopsbedrag is R4,000 en my geld in my bank het meer geword en plus 4,000 in eienaarsbelang. So onthou inkomste is plus in bank en eienaarsbelang.
Dan het ons daar is die A transaksie. Hier het ons 'n B transaksie. Gaan wees die goederes wat verkoop is word in handelsvoorraad gekrediet. Dis nie meer my winkel nie en koste van verkope gaan dit gedebit word. So ek gaan sê koste van verkope en ek gaan handelsvoorraad krediet. En dit is dan minus minus, maar dit is die 3000 wat hulle vir ons gegee het. Right. Dan het ons hierso 3.2. Het hulle gesê is 'n kontant onttrekking van die eienaar, dis onttrekkings. En ons het dan gesê bankkrediet, ons het betaal aan die eienaar en die debit is dan onttrekkings. Dit was gewees kontant onttrekking, so dit gaan hierso wees. En ons hierso sê bank. Ek gaan hierso sê bankstaat. En dit is 'n uitgawe vir ons, so dis 1500 rand. Dis wat Ons moet ons skryf, wat moet ons Ja. skryf by die brondokument se B? O, by die B. Ons het altyd toe ek op skool was, het ons sommer altyd hierso geskryf voorraadregister of voorraadkaart. Maar ek het sien lately los hulle dit sommer oop. Hulle skryf nie 'n brondokument spesifiek daar nie. Ons het geskryf voorraadkaart of voorraadregister of iets soos dit. Dit sou op tegnies op die of amper sê op jou stelsel geherstel word as dit verkoop is. Sal hulle daai barcode scan en hulle sê akuraat, hy's klaar nie daar nie. Maar daar is nie 'n spesifieke punt nie. As ons sien ewen op die memorandum het hulle hom net oopgelos. So die koste van verkope enetjie het nie eintlik 'n brondokument daar nie. Maar jy kry ook nie so gereeld so 'n tipe ene wat eintlik die brondokument vra nie. Maar ja, vir die handelsvoorraad en koste van verkope kan jy, as jy wil, kan jy sê voorraadregister. Maar soos ek sê, meeste van die tyd gee hulle nie 'n punt daar nie of hulle los hom oop daar. Dan het ons hierso by 3.3 ontvang 45.000 van Discovery Bank vir die vaste deposito wat verval, met ander woorde ons kry daar 45.000 rand terug. Die bedrag sluit rente van R3.000 in. Geen inskrywing is nog tot dusver gemaak nie. So met ander woorde, ons gaan nie, ons ontvang 45.000, maar ons gaan nie in ons een lyntjie 45.000 hê nie. Ons gaan ons een lyntjie gaan ons 42.000 hê, waar ons hierso nou vir 'n bank ontvang het. En dit was gewees vir vaste deposito. En dis by Discovery Bank. Ja, ek het baie lelik geskryf. Okay. Maar dit sê ons hierso, is dan met ander woorde, ons geld in ons bank het meer geword met 42.000 en ons vaste deposito is nou minder met 42.000. Onthou, ek het gesê een lyntjie, een bedrag. Okay? Ons kan nie daai R3.000 nou hier insluit nie. Hoe het ons 42.000 gekry? Ons het die 45.000 gevat en ons het 3.000 afgetrek. En toe het ons hierso gesê ons ontvang dit. Ek gaan ook so hierso dit net bankstaat maak. En dan het ons hier weer eintlik 'n B-transaksie en ons het weer geld ontvang, maar nou was dit nie gewees vir die vaste deposito nie. Dit was gewees vir rente. Rente op vaste deposito. Okay. Ekskuus.
R3000. En dis dan plus. Goed, en dit het ons dan hierso koop toerusting vir kontant, 3.4. As ek koop, dan betaal ek, so ek gaan bank gaan krediet. En dit was toerusting. En dis R5000 en dis 'n bate wat ek aangekoop het. So ek het meer toerusting, maar ek het minder geld. Jy hoef ook nie hierso 2 keer 42.000 te geskryf het nie. Jy kan dit ook so geskryf het. En hulle sê dit was vir kontant. En ons gaan net nou weer nog hierso sê bankstaat. Of EFO strokie, kom ons sê EFO strokie. Hulle sê dit was vir kontant, maar ek dink hulle bedoel eintlik net vir nie op skuld nie. En dan het ons die 3.5. Okay, hierso het ons rente gehef op Avengers handelaars se oortrokke bankrekening. So dis rente wat gehef is. So ons gaan sê kredietbank, want ons betaal daai rente. Okay, op ons oortrokke bank. Okay, en dan het ons hier rente op oortrokke bank. En dit gaan ook wees bankstaat, sorry, my pennetjies uitpak. Ek dink nie ek gaan nou daai vraag 5 gaan fix nie. Ek gaan vir almal liewerste aanmoedig om maar hierdie video te gaan kyk. Ek sal hierdie een oplaai, maar ek gaan hierdie link ook private hou. En dan gaan ek daai link sal ek oplos, maar ek gaan hom private hou. Ek het net nie nou die krag om dit te gaan fix nie. Ek het te veel merkwerk. Ek was net bietjie moeg gisterand. Ek vermoed ek het daai nie gedoen nie. Bankstaat. Is dit die laaste transaksie, nee? Alright. Good. Alright, is daar enige ander vragies oor die EBL deeltjie? In die chat, is dit alles wat in die toetsing is? Ja. So ek voel dit is, soos wat ek op die bord geskryf het ek het vir julle afgeneem. Dis die kontantjoernale. Jy moet die ontleding van transaksies kan doen. En dan moet jy die teorie kan doen. En jy moet die algemene grootboek kan doen. Maar ek gaan nie vir jou volle algemene grootboek soos klomp rekening gee nie. Dit gaan weer net soos 1 of 2 of 3 wees. Op die meeste. Die algemene grootboek. Right, want hulle het net, dis 'n 100 toets, maar dit is, jy kry nog eens vir baie goederspunte, as jy even gaan kyk op hierdie memorandum. Right, ek weet nie of is daar nog enige vragies wat, ek sien, 'n persoon is typing. Gaan daar 'n korting toegestaan ontvang in die toetsfees? Ja. Dit is kontant joernale en met hierdie kortings by. Dis hoekom ek daar net wou nog 'n oefening gehad het wat julle gedoen het wat die kortings by het. Maar dit was nogals uitdagings. Dit was regtig uitdagend om 'n toets te kry van die vorige jare wat die kortings in was. Dis hoekom ek so ver terug moes gaan soos 2020. Want gewoonlik in die volgende kwartaal wanneer hulle die krediteure insit, die krediteure joernale en alles saam sit, dan is daar die kortings by.
maar hulle het wel die kortings by, al is al die ander krediteerde transaksies nie noodwendig daar nie. Maar, ja, is daar nog Juffrou? enige vragies? Yes. By die EBL, soos die laaste bedragie het, soos my skerm, soos dit het gehaak, so ek kon nie gekyk het wat juffrou neergeskryf het nie. Waar moes die soos getal ingewees het, by belangs of by bates of eienaarsbelang? Dit moes gewees het, Want ek het try op die memo kyk, maar hy sê die memo is te oud. Hy wil nie ingaan nie. okay, dat ek het gesien, die laaste transaksie, sorry, want my goedertjies moes nou afgegaan. Ja, sorry juffrou. Dit nee, dis okay. Die heel laaste transaksie, Ja juffrou, 3.5. 3.5, wow, kan ek net nog een ding vir julle sê, nog ietsie wat ek in my moegheid, julle, my kop werk nie. Hierdie transaksie, was gewees, dit was die rente op, dit is die rente op die oortrokke bank. Het ons die Ja, rente op juffrou. oortrokke bank ingesit? Ja, Kan julle my juffrou, ons sterre het nog sien? Hy is baie blurry juffrou, maar ja, ons kan sien. Okay. Sorry, daar is 'n blurrige transaksie. Okay. 3.5. Ek gaan hom sommer nou hier inskryf. Hierdie was gewees rente op oortrokke bank, maar nou wil ek vir jou sê, ek hoop almal is nou nog aanlyn. Want ek bly het my nou gevra. Dit was gewees, ons het gesê kredietbank. Wat het ek geskryf? Hoekom voel dit vir my, wat het ek geskryf? Rente, het ek gesê rente op vaste deposito, of het ek gesê rente op oortrokke bank? Juffrou, Het dit ek is gesê een rente rente op op rente? oortrokke bank. Ja juffrou. Okay. Dit is reg. Nee. Ek is sorry. Oortrokke bank. Okay. Nee. Kan ek dit vir julle sê? Onthou julle ek het vir julle gesê, 'n lopende rekening in die bank, 'n positiewe banksaldo, gunstige banksaldo, lopende rekening is 'n bate, nê? Maar rente op oortrokke bank, 'n oortrokke bank is wat? Skuld. Ons het in ons skuld ingegaan. So ek's bly jy het my nou gevra, want is nog iets wat ek moet gaan fix op my video. Oortrokke bank is 'n las, want dis skuld. Okay, onthou julle ek het vir julle gesê bank is die enigste een wat kan verander. As jy geld in die bank het, is banke bate en jy het nog altyd geleer dat banke se bate. En laas jaar het ek gesê, volgende jaar gaan julle begin leer dat baie keer kan banke las wees. En dis wanneer ons in ons oortrokke banke gegaan het, nou het ek begin eintlik in my skuld ingaan van my bankrekening. So wat dit sal wees is nie by bates nie. So rente op oortrokke bank gaan jy hierso dan hê, met ander woorde, rente op oortrokke bank self is 'n minus R650 daar, maar laste gaan nou meer word met 650. Want as jy geldskuld gestel, jy skuld R15,000 of R10,000 op jou bankrekening. So jy het R10,000 meer spandeer as wat jy gehad het. So jy het in jou skuldfasiliteit gegaan van jou bankrekening. Dis 'n oortrokke bank. So gestel jy is R10,000 oortrokke. Maar nou hef hulle nog R650 rente bo op daai R10,000. Nou skuld jy hulle net meer die 10,000 nie. Jy skuld hulle die 10,000 en die 650. Verstaan? So dis hoekom jou laste wat die 10,000 reeds in die skuld is, nou meer word met daardie R650. Maak dit sin? So, en nou, onthou julle ek het vir julle gesê, as jy gaan kom by laste en eienaarsbelang, en jy moet hulle inskryf, onthou hulle is aan die een kant van die rekenkundige vergelyking. So, jy gaan hier R650 minder eienaarsbelang hê, maar meer skuld. Okay. Sorry oor dit, ek is baie bly jy het gevra nou, want ek dink ek het dit geskryf in bates.
op hierdie oomblik. Ek dink ek het geskryf minus en bates. En dan gaan nou obviously nou 0 wees wat gebeur met die bates. Is julle okay? Moet ek daai weer verduidelik het? Want dis nou 'n nuwe konsep wat julle bykry hierdie jaar. Yes, Melissa? Ja, juffrou, kan juffrou asseblief gou weer verduidelik? Ek Okay. verstaan nie hoekom dit in eienaarsbelang is nie, juffrou. Okay, so want rente op oortrokke bank is 'n uitgawe. So die is die eienaarsbelang en daai is die las. Sien jy? So rente Ja, op juffrou. ja, so die eienaarsbelang sou altyd daar gewees het, maar as ons geld in die bank gehad het en dit was 'n uitgawe, het ons gewoonlik gesê minus bates minus eienaarsbelang. Maar nou is ons nie 'n bates nie, want dis nie meer bate nie. Hy word dan nou daar. Jou skuld word nou nog meer. Want oortrokke bank is reeds 'n skuld. Is reeds 'n las. Okay, dankie juffrou. Okay. Is daar nog is daar nog 'n item? Ek is sorry, ek gaan hierdie gou vinnig weer gaan inskryf en gaan ek dit vir julle 'n mooi memorandum bestuur. Van dit. Hulle het hoe moes ons geweet het dat bank 'n kredietsaldo het daar? Oor daai. Hulle het even ag julle. Kan ek dit gou vinnig vir julle iets wys? Dis omdat ek nie die boonste deel gelees het nie. Moenie dit doen in die toets nie. Ek weet nie of julle 'n ongunstige banksaldo het in die toets nie. Gaan maak dit seker dat jy nie doen wat ek nou gedoen het nie. Kyk hier. Aanvaar dat die banksaldo ongunstig is vir al die transaksies. Dit beteken bank is 'n las. En baie keer dan maak mense fout sodat jy uit jou fout uit kan leer. Kan ek gou vinnig ek gaan baie vinnig gou die EBL skryf as jy dit net vir my 'n paar sekondes sal gee. Dan gaan ek hom net oorskryf. Ek so sorry. Ek is nou eintlik bly die ding het nou gekansel. Ek gaan dit net kleiner maak. Ek kan net ek dit lees en jy kan hier skryf. Goed. Sorry julle. As julle net 'n tea break of wat, ek wil net gou vinnig hierdie vir julle skryf. Ek gaan hierdie sit. Dan gaan ek hom vir julle mooi kan afneem. Goedere wat gekos het. Hy lyk aansienlik anders as dit 'n las is, nee. Ek weet ek breek nie jou brein, maar jy kan net oplet wat ek doen en dan sal ek dit nou vir jou mooi verduidelik. Juffrou so bly al die ek sien daai en of ander. Die transaksie Ja, word al die dan- al die goeders wat met bank te doen het, gaan nou by laste geskryf word. En dit gaan teenoorgestelde wees as wat dit gewoonlik sou gewees het. Okay, so sien jy hier, gewoonlik sou jy bank gekrediet het en dan sou bates minder geword het. Maar nou, in steede van dat bates minder word, word jou laste meer. Want jy gaan verder in die skuld in. Jou skuld word al hoe meer met enige iets wat jy uit bank uit betaal nou. Want onthou, laste word meer aan die kredietkant en minder aan die debietkant. En nou elke keer wat jy bank gaan krediet, sien jy,
dan gaan jy hom hier gaan krediet, sien julle dit? Ek kan nou julle ander video van gisterond met oordeel. Juffrou se bly die berekeninge wat gekrediet en gedebiet word dieselfde. Dit raai my Ja, om aan is lastig. hierdie bly presies dieselfde. Jou denkwyse hier bly dieselfde, maar net die effek op die rekenkundige vergelyking is anders. Dis net niks wat bank vir die hele oefening sê, gaan na bates toe gaan nie. So jy moet bank as 'n las hanteer, asof hy reeds in die skuld is, soos 'n kredietkaart. So check hom nou, ontvang 45.000. Alright. Dan ek gaan net vinnig deur hierdie transaksies praat. Net dat jy daai kan kop. Onthou bank in hierdie oefening is 'n ongunstige saldo. Is bank daar. Ek wil net sê baie dankie dat jy my daai vragie gevra het, want toe gaan lees ek die vraag. Ek is so sorry julle. Maar dis in my midnight oil wat ek overtime werk. Okay, goed. So, hierso het ons. Bank is in elke liewe een van die transaksies waar jy bank het, is bank nou nie 'n bate, soos wat julle nog altyd leer nie, want hulle het gesê bank is 'n ongunstige saldo. Hulle sê nie vir jou hoeveel nie. Hy is net ongunstig vir hierdie hele oefening, so hy is baie in die skuld. Okay? Goed. So, dan sê jy debietbank, kredietverkope, presies wat jy gewoonlik sou gedoen het. Maar gewoonlik sou hierso gesê het jou geld in jou bank het nou meer geword. Jy sou gesê plus. Okay? Maar nou omdat onthou, jou rekenkundige vergelyking is B aan hierdie kant en eienaarsbelang en laste is aan daai kant. Sodra jy 'n eienaarsbelang en 'n laste is, daai tekens gaan verskil. Een gaan plus wees en een gaan minus wees, sodat hulle eintlik uitkanselleer hierdie kant die effek, sodat die vergelyking gelyk kan bly. Maar as jy iets in bates het en iets in eienaarsbelang, dan behoort die teken dieselfde te wees. Okay? Of iets in bates en iets in laste, dan is die teken gewoonlik dieselfde. Want wat jy hierdie kan doen, moet jy daai kan doen, dan bly die is gelykom. Maar as jy net aan die een kant werk, dan gaan die ene plus wees en die ander 'n minus wees. Verstaan julle hoekom dit nou hier uit jou eienaarsbelang het meer geword as gevolg van verkope, dit maak jou wins meer. Maar jou laste het nou minder geword want jy het geld ontvang. So dis nou met R4.000 skuld jy nou minder. Okay? Sorry, ek charge het gaan my pennetjie. Dan het ek nou hierso, het ek handelsvoorraad gekrediet. Okay? Koste van verkope gedebiet, soos altyd. Hierdie rekening gekrediet en debiet bly presies dieselfde. The only thing that changes is the fact that hierdie is nou alles laste. Goed? So in daai transaksie lyk presies dieselfde. Dis 'n min en dit is R3.000 se koste van verkope. Goed? Dan het ek hierso bank gekrediet vir onttrekkings wat ek gedebiet het. Okay? So ek het betaal uit die kredietkant van bank uit. Nou as ek laste krediet, dan word dit meer, so my laste gaan nou meer wees met 1.500 en eienaarsbelang maak my wins minder met 1.500 want ons het geld nog meer gevat. Okay? Toe ek die vaste deposito se geld ontvang, 42.000 vir die vaste deposito self en ek het R30.000 ontvang vir die rente. So hierso het ek gesê debietbank, krediet vaste deposito. Okay? Hierdie is vaste deposito as ek bates. As ek 'n bate gaan krediet, dan is dit 'n minus en as ek hom debiet, dan is dit 'n plus. Okay? So, nou het ek vaste deposito of ek het bank gedebiet en ek het vaste deposito gaan krediet. So nou
daai is die bate. Dis 'n bate, okay? En dit is hoekom ek hom gekrediet het en hy staan nou 'n minus. Maar die laste hierso gaan dan nou minus met 42,000. Want dink daaraan, ek het geld geskuld aan die bank en toe betaal my vaste deposito uit. So toe ontvang ek 42,000. So ek het nou R42,000 minder skuld op my rekening. Okay? So dis hoekom daai minus is. Okay? Toe het ek bank gedebiet, rente op vaste deposito gaan, krediet. Rente op vaste deposito is 'n eienaarsbelang inkomste en bank is 'n las. So my laste is nou minder met 3,000 en my eienaarsbelang is nou meer met 3,000 want dit maak my wins meer. Okay, dis 'n inkomste. Dan het ek bank gaan betaal, uit bank uit gaan betaal, kredietbank, debitoeriste. En onthou, as dit bankkrediet, dan krediet ek eintlik nou laste en as dit plus 5,000 en ek het hierso toerusting wat ek nou meer van het ook. Sien, en nou sit toerusting en laste, so dis die tekens is dieselfde, sien julle. Okay. Laaste enetjie, rente op oortrokke bank, yes. Juffrou, kan jy vir dalk 3A net daai nou weer soos verduidelik? Okay, Hoekom word 3.3a. die bates soos minder as ons geld kry? Okay, onthou, die vaste deposito was 'n bate, okay? Ons ontvang geld. Maar nou dat daai geld die vaste deposito het verval, so hy het uitbetaal, nê? Nou dat hy uitbetaal het en hy toegemaak, het ons nog 'n vaste deposito. Nee. So ek het minder bates as 'n vaste deposito. So ek het minder beleggings. Sien? So my belegging het toegemaak, hy het uitbetaal. Toe ontvang ek die geld in my bankrekening, maar my bankrekening is in die skuld. So my laste is nou met daai bedrag minder 42,000. Maar ek het ook R42,000 minder belegging. So die vaste deposito se rekening is nie my bankrekening nie. Sien, so die vaste deposito self het minder geword met 42,000 wat hy toegemaak. Hy het uitbetaal. Maak dit sin? Okay. Ja, dankie bro. Okay. Laaste enetjie het ons hierso bank gekrediet en ons het rente op oortrokke bank gedebit. Okay, rente op oortrokke bank is 'n eienaarsbelang uitgawe. So hy maak my wins minder en ek het hierso het ek laste wat nou meer word, want is nog meer by die skuld wat ek klaar het getel. Ek is so sorry, maar nou het jy al twee weergawe in 'n manier gekry. Jy het nou gesien hoe hierdie sou gelyk het as dit 'n positiewe banksaldo was en bank was 'n bate. Nou het jy gesien hoe hy sou lyk en hierdie is hoe hy sou lyk as bank 'n las is. Is nou eintlik nou 'n double whammy gewees. Maar baie dankie vir daai, ek's bly ek kon hierdie nou korrek. Ek sou nou baie negatief met myself gewees het as ek na die tyd hierdie uitgevind het of raak gelees het. Is dit reg? Is daar nog enige vragies oor hierdie? Is julle okay? Is daar nog vragies wat my kan help om my oefening reg te maak? Sorry julle. Is julle okay? Sal julle asseblief seker maak dat julle my vra. Ek het daai ander oefening ook opgesit. Ek weet nie of daar 'n ander oefening kortings in het nie. Julle moet kortings kan doen, maar ek weet ek gaan nou kyk of die 2021 ene kortings by het. Ek wil net sê so bank verander van 'n bate na 'n las wanneer hy ongunstige bankrekening is. Ja. Dit is korrek. Is daar nog ietsie wat ek gemis het in die chat? Gaan 'n korting wees. Ek dink dis alles. Ek gaan hierdie recording vir julle op die groep sit. Ek gaan dit nie live maak nie.
Die mense gaan my channel unsubscribe na hierdie les. Ek is so sorry julle. Maar ja, laat weet my asseblief as daar enige vragies is as julle deur die ander oefening werk. En as ek nog oefeninge gaan kry in die boek wat ek voel oulik gaan wees, sal ek vir julle laat weet, dan kan julle dit ook deurwerk en sal ek die memorandum van dit vir julle stuur. En dan sal ons, want ons gaan op die ou ende gaan ons meeste van die oefeninge in elk geval nog voltooi, maar dan kan ek julle so lank point na daai direction toe as ek 'n oulike ene sien wat nog lekker kortings en goed by het. Right. Ek hoop hierdie het gehelp. Ek is sorry vir die double whammy en die double les, maar ek hoop julle leer lekker en vra my asseblief. Right, ek gaan hierdie nou cool. Ek moet regtig gaan water drink. Hierdie mond vir my is nou droog. Okay. Shoppies julle. Ek gaan vir julle laat weet as ek hierdie opgelaai het. Bye bye julle.